Jy stop nie vandag. Kinders wil nie meer. Nee, dis nie saam. Volgende week is ek so dat daar gaan nog weer niks is. Want my kinders is siek nog toe. Dus dan kan dat sit nie op weer die kerk. Ja. Kan ek jou 'n bietjie op? Ja. Hartlik goeiemôre aan die almal. Baie welkom hierso in die huis van die Here. Ons het vanoggend toe ons as manne saam gebid het ons gesê ons is hier omdat ons die Here liefhet. En wat meer is, hy het ons liewer as wat ons hom ooit kan hê. Hoe sê die Engelsman? We can never outlove the Lord. And we can never outgive him. Ekskuus vir die Engels, maar ek kan dit nie in Afrikaans beter sê nie. Maar ja, baie welkom hierso. Ek wil graag voor ons die eerste liedjie speel en ons gaan sing. Kan jy net asseblief staan dat ons net open met gebed. Hemelse Vader, ja Here, U is die koning van alle konings, U is die naam bo elke naam. Ja Here, soos Jesus Christus gesê het, is volbring en na die kruising, gaan ons dit vandag vier aan hierdie nagmaaltafel en ons dank U Here dat ons dit kan doen, Here. Hemelse Vader, ek dank U Here dat vanoggend hierdie erediens aan U kan opdra en die woord wat sal uitgaan, Here, sal diep sny in elke hart, siel en gees, sal inslag vind en dat ons dit sal uitdra na die buitekant toe, Here. Hemelse Koning, seën ook vir pastoor Kiewit wat die woord gaan aflewer, dat U hom sal sy stem en sy lippe en sy gedagtes kragtig sal gebruik om daardie boodskap oor te dra en af te lewer, Here. Dankie, Here, dat ons kan weet vandag dat U in beheer van alles is, Here. Niks wat ons hier doen of sê is vir onsself nie, dis net vir U. Alles vir U, niks vir ons nie. Vader, word verheerlik deur ons lofsange vanoggend. Ja, Here, laat dit soos 'n aangename geur in die hemeltroon sal opgaan, Here. En ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlikste naam, die naam Jesus Christus alleen. Amen, amen en amen. Prys die naam van die Koning. Goed, kom ons maak die Here se naam groot met die volgende aanbiddingsliedere. Baie dankie.
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Most High. And the Lord stood here and the good. I took the tempting and played my heart was over. My hundred of something and turning for the good. Praise the year and my need was on good. And the Lord stood here and I could have was the good. I took the tempting and played my heart was over. My hundred of something and turning for the good. Praise the year and my need was on good. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. I love to praise Him. I love to praise Him. I love to praise Him and lift up His holy name. Singing hallelujah, singing hallelujah, singing hallelujah. Unto Jesus alone, we exalt Him all night. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything, ruler of everything, ruler of everything. Halleluja. Amen. Amen. Hy is die koning van konings. Hy is die naam bo name. He's the ruler of everything. Sê amen daar. Stem nie saam met my. Amen. Ons stem saam. Dit is so en dit sal so wees altyd. Halleluja. Prys sy naam. Prys sy naam van die koning. Halleluja. Halleluja. Prys sy naam. Dankie Here Jesus. Ja, prys sy naam. Prys. Ja, wonderbaarlik en verhewe is U koning. Ja.
treasures of the earth. There's a way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the sword, you left to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, yet learned the fall, and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you left to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground, you left the fall, and thought of me above all. Because he left, I can face tomorrow. Because he left, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he left. On that day,
die hele aarde juich, die hele aarde juich. Hy gee ons altyd lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. O God is ons God,
En hy maak die verklaring dat U so groot is, dat U eendag 'n boodskap dra aan die ander, om U daardeur te verheerlik. Die profeet Jesaja kom in hoofstuk 40, hy sê, U is so groot, dat U die waters in die holte van die hand afgemeet. Julle die aarde met 'n meets en maat is in handspan gemeet het, Here. En die stof van die aarde met 'n weegtoestel gemeet. Hoe groot is die Here? Dan wil ons vanmôre sê, ja, ons eer U vanmôre. U vul die heelal. Here, maar wat wonderbaarlik is, ten spyte van die feit dat U so groot is U nog steeds bereid om so 'n mens nederig te word dat U in ons harte kom woon. En daarom wil ons vanmôre sê, dank U Here, dat ons weet, dat in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, dat weet julle dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. Here, dankie dat U in ons midde is, Here. Dankie dat ons U kan besing vanmôre, U attribute kan besing, U grootheid verkondig, Here. Here, my gebed is vanmôre dat U by elkeen sal stil staan, Here. Elkeen vanmôre 'n ontmoeting met U sal hê, Here, tot eer en heerlikheid van U groot en heilige naam. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke inneem. Prys die Here, baie dankie. Elkeen vanmôre op welkom hierso. Nou wat inluister op die media, sosiale media, baie welkom ook by ons. Ek wil vra dat U vir my gaan blaai na die boek van Matteus hoofstuk 21. En ek wil vanaf vers 28 vir U gaan lees. 'n baie kort gedeelte, maar voor ek dit gaan lees, wil ek net die vooraf gedeelte van Psalm Matteus 21 met U deel. Want ons het nodig om dit te verstaan, waaroor dit dan gaan. Anders gaan ons die gedeelte wat ek vanmôre met U wil deel nie verstaan nie. As ons gaan kyk na Matteus 21, dan sien ons hy begin met die intog van Jerusalem. En toe Jesus gekom het, die stad ingekom het Jerusalem, het hulle die palmtakke geswaai, klere gegooi en gesing Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dieselfde groep mense net 7 dae later om te sê kruisig op, kruisig op. En dan sien ons as hy weer gaan, as hy die tempel ingekom het, Jerusalem ingekom, die eerste ding wat hy gaan doen, hy het aan die tempel toe gegaan en die tempel gaan reinig. Nou ons praat gisteraan dat voor die tempel was daar 'n plek gewees wat die handelaars goede verkoop het. Nou wat dit was dat mense het nie almal diere gehad om te offer nie. En die handelaars het diere daar gehad wat jy kon koop om geoffer te word. Veral reisigers wat van ver gekom het nie die vermoë gehad om 'n dier al die pad saam toe te bring nie. Maar dit het, en jy kon geld ook gewissel het daarso, by daardie geleentheid. Maar dit het eerder 'n handelsmark geword as wat die gebed van God was. Want dit is wat die huis van God was, 'n gebedsplek. En dit het nou meer gegaan oor die handeldryf as om 'n gebed. Dan kom Jesus en hy reinig die tempel van hierdie gemorsie. Die vyeboom gaan ek oor praat, ons ken daai gedeelte wat hy sê, ek sê vye, as jy verbykom te sal nie, sal jy liefde sal jy nooit nie. Hy sê verder as jy gaan, as jy geloof het, sal jy vir hierdie berg sê, werp jou weg. En daardie berg sal wegwees. En dan kom hy die belangrike deel, die doop van Johannes. Want dit is hierdie gedeelte waar die skrifgeleerders, die owerstes 'n probleem met Jesus gehad het. En hy kon nie teologies met hulle redeneer oor hierdie goeders nie. En daarom kom hy dan in vers 28 van hoofstuk 21, die gelykenis van die 2 seuns. Want hulle het nie verstaan wat die doop is nie. En op 'n stadium sal as Johannes het van die geskrifgeleerdes kom en hulle wil hulle laat doop en Jesus sê vir hulle, ander geslag, hoe weet julle om die toorn van God ontloop deur julle te laat doop? Want hier kom in vers 28, die gelykenis van die 2 seuns. Hy sê, maar wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad. En hy gaan aan die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en hy sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. En toe het hy na die tweede gegaan en vir hom gesê, en hy antwoord en gesê, ja Heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere
gaan julle vooruit in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo, en julle het dit nie gesien, en tog nie, julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Tot sover. Here, kan ons vanmôre hierdie gedeelte ons eie maak vanmôre. Here, kan ons verstaan vanmôre wat U vir ons wil sê deur U woord, Here. En Here, kan ons dit ons eie maak vanmôre. Vra ek in kosbare naam van Jesus. Amen. Vers 29 sê hy, en hy antwoord gesê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom gesê, en hy antwoord gesê, ja, Heer, en hy het nie gegaan nie. Ek wil hierdie twee teen mekaar afspeel vanmôre in die teenwoordigheid van U. Daar's 'n gesegde wat sê, as jy 'n orkes wil dirigeer, dan moet jy jou rug op die gehoor draai. Nou wat dit by implikasie beteken, dat hoewel die dirigent belangrik is hy nie belangriker as die orkes nie. En die toeskouers is daar om die orkes te sien en nie die dirigent nie. Maar sonder die dirigent sal daar nie harmonie in die orkes wees nie. Maar hy het nodig om sy rug te draai. En dit is wat Johannes en Jesus hier was. Hulle was eintlik as te ware die dirigent. Terwyl die tollenaars, die skrifgeleerdes, hulle het vir die gehoor gespeel. Hulle wil hê mense moet hulle sien, mense moet hulle ervaar, mense moet hulle beleef. Hulle wil gehad het, mense moet hulle op die hande dra. En dit is hierdie gedeelte wat ek vanmôre met U wil deel en sê. Ons kan nie vir die gehoor speel nie. Ons moet doen wat die woord van die Here sê. Want hy sê vir ons in Matteus 7, vers 22, as jy dit vir my gaan opsit, dan maak hy 'n baie belangrike stelling. En dit kom daaroor in die bergpredikasie wat Jesus sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan nie. Kom ons sê, hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is, hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Met ander woorde, hier's 'n aksie, dis 'n ding om betrokke te raak, om energie in te sit om dit wat jy moet doen. Hy sê, hy wat die wil van my Vader doen. Hy sê nog, as jy die volgende vers van, hy sê, daarin dat sal sê, Here, maar in U naam het ons groot dinge gedoen. Ons het wonderwerke gedoen. Ons het kragtadige dinge gedoen. En hy sê, gaan weg, ek het julle nie geken. Hoekom? Hulle wou nie die orkes dirigeer nie. Hulle wil die gehoor gesien het. En dit is wat hierdie skrifgeleerdes en die fariseërs en hierdie owerstes wat hulle hiervan praat. Hulle wou nie regtig, hulle het nie belang gestel om te hoor wat Jesus teologies vir hulle sê, waaroor die doop gaan nie, want hulle het 'n probleem met die doop. Nou wat gebeur het toe hy die tempel skoon gemaak het? Dit is kon hulle vra, as jy verder gaan lees, vra hulle, toe hulle dit hoor het, wat die wonderwerke wat hy gedoen het, toe wil hulle nou weet, wat se wonderwerke? Want toe hy daar die tempel gereinig het en almal weggejaag het, toe hy die siekes en die armes, het hy versorg en hulle genees. En hulle het dit gesien en hulle was bekommerd oor die werke wat plaasvind. Hulle ooit getuig van dit wat hulle sien, is die waarheid, dit is nie van hoor sê nie, nie maar wat van hulle vertel het nie. Daar is min dinge wat 'n mens se karakter so ontbloot as wanneer woorde en dade teenoor mekaar staan. En ek en jy kan vanmôre sit en ons weet, daar's sekere mense wat as jy in sy geselskap is en hy praat, dan twyfel jy wat hy sê. Want jy verstaan, karakter word oor 'n tydperk gebou. Oor 'n tyd word oor jare gebou, maar jy kan in 'n oomblik kan jy hom vernietig. En weet dat ek my vrou, daar's 'n program met hulle oudhede verkoop, en ek het sy verstaan om graag daarna gekyk. As daai mense by mekaar kom en hulle kyk in die ou sê ek wil hierdie ding koop, soos daai beker ek wil koop, dan redeneer hulle oor 'n prys, en as hulle 'n prys kom, dan skud hulle in die hand en dan is dit afgehandel. Dit is wettige transaksie. Dit is die skit in die hande. In die Bybelse tyd het hulle bloed gemeng, hulle het gesny 'n verbond. Hulle noem dit 'n verbond, hulle het die twee partye, elkeen maak 'n sny, hulle meng die bloed, en dis 'n bloedverbond wat hulle gesluit het met mekaar. Met ander woorde, ek sal na jou kyk en jy sal na my kyk. Jou vyand is my vyand, my vyand is jou vyand. As jy hoor dit sal ek sorg. Jou geld, as jy geldprobleme het, sal ek daardie probleme. As jy te neergedruk is, sal ek. Dis gewoonlik 'n sterk volk wat 'n swakker volk 'n verbond aangegaan het. En as ek jy vanmôre sal kyk na die verbond, dan weet ons God het 'n verbond met ek en jou gesluit.
Want wat sê vir ons in Jesaja 55? Die derde vers, sit Jesaja 55, 3b vir my op. Hoor wat sê? Jesaja 55 vers 3. Neig jou oor en kom na my toe. Luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genade bewys van Dawid. Met ander woorde, ek wil met julle 'n verbond, 'n verhouding. Met ander woorde, wat hy vir ons sê, julle vyande sal my vyand wees. Nou sê hy vir ons in Genesis 12 vers 4. Hy sê vir Abraham, wie jou vervloek sal ek vervloek. Wie jou seën sal ek seën. Met ander woorde, wat sê die Here vir ons? En as ons na myselfde hoofstuk vers 11 gaan kyk, hoor wat sê hy vir ons. As hy dit daar sê, hy wil 'n verbond met ons sluit. Hoor wat sê vers 11 vir ons nog verder. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. En voorspoedig wees aan alles waartoe ek dit stuur. Halleluja. Met ander woorde, wat sê die Here vanmôre vir ons? Ons moet gehoorsaam en getrou wees in dit wat van ek en jou verlang. En ek wil my vanmôre verstout en sê, elkeen wat hier so sit, het in jou lewe, het die Here al met jou gepraat oor iets. En as jy nie weet of dit die Here is wat met jou gepraat het, dan wil ek vir jou sê, daar is so 'n stemmetjie wat jy noem gewete, wat jou al aangeklaar oor sekere dinge in jou verhouding in besonder van die Here. En dit is daardie stem wat ek en jy vanmôre moet reageer en sê, Here, ek hoor die stem vanmôre. En dit is hoekom die waarheid so belangrik is. Want dit onderskei ons. Want as ons daardie waarheid nie het nie, dan kan dit nie oor dade gaan nie. Dan kan ek nie doen wat reg is nie. En dit is veral dit kom as my dade en my woorde nie saam is nie, dan is dit nie in harmonie nie. Met ander woorde, daar gaan niks van kom nie. En dis wat ons sien hier met die een seun. Hy het gesê hy sal gaan, maar hy het nooit gegaan nie. Met ander woorde, wat hy gesê het en wat geplaas het van mekaar verskil. En kom ons wees vanmôre eerlik, en ons almal kan seker staan as ek sê, kom ons staan. Hoeveel keer het ons vir die Here al ja gesê? En dan ons teruggedraai op dit wat ons vir die Here beloof het. As we kan verstout vanmôre, en dit is baie hipoteties, dis nie, sal nie gebeur nie. Maar as die Here so getrou is aan ek en jou, soos wat ek en jy aan hom getrou is, wie sal dit maak? As die Here so getrou is, wie van ons sal dit maak? Ware waardigheid en klas en karakter hoef nie verklaar te word. Daar is ook 'n spreker wat sê, as 'n vrou sê, sy's 'n dame, dan is sy heel waarskynlik nie. Want dit beteken jou lewe getuig iets anders as wat dit is. En vanmôre wil ek vir jou sê, kind van God, dit is so belangrik dat ek en jy sal sê, ons is kinders van die Here. Dan moet ons waarlik kinders van die Here wees. As ek dit sê, dan sê ek nie ons is volmaak nie. Alhoewel hy Matteus 5 vers 48 as jy opsit vir ons. Hy sê, wees dan volmaak, die Vader in die hemel volmaak is. En daai volmaaktheid verwys na die liefde van God. Dis nie sonder sonde nie. Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Maar dan kom hy by 'n ander gedeelte, 1 Petrus 1 vers 15 en 16, wat hy ander stelling vir ons maak. As jy so toe gaan 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maak hy 'n ander stelling wat die uitdaging aan ek en jou stel. Maar soos hy wat julle geroep het, met ander woorde, ons het gehoor, soos hierdie Vader vir sy seuns vra, hoor jy, ek wil hê julle moet gaan. Soos ek julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Met ander woorde, kan ek 'n voorbeeld gee. As jy nou by die koningin van Engeland
moet gaan eet, gaan jy met jou plakkies en tekkies daar aankom. Nee, jy word deur 'n proses gevat van hoe jy moet aantrek vir daardie geleentheid. Jy word geleer met die mes en vork, en ek moet weet, as jy op tyd plekke kom, as hulle soveel mes en vorke, jy weet nie wat moet. Jy dink hulle die hele cutlery van die afgelope seisoen daar uitgepak word. Terwyl daar elke gereedskapstuk is het doel. En dit is wat hy vir ons sê. Hy sê, maar soos julle geroep is, heilig is, moet julle ook in julle lewe wandel heilig word. En alhoewel ek en jy het 'n proses, na vers 16, ek en jy het 'n proses wat ons heilig maak en moet najaag. Hy sê, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. En alhoewel as ons by die koningin gaan eet, dan moet ons weet, wat is die etiket van die tafel. En dit is so daai ding wat hulle gesê, die ou boer uit Engeland toe gegaan, en toe sit aan die tafel, dan sit die Engels, Johannes Paasbied, wat is Johannes Paasbied, seker, hy sê, wie in Suid-Afrika noem hulle my ook Johannes. Dis nie dieselfde nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, ek en jy het nodig om die woord van God te verstaan, en dit ons eie te maak. Ek en jy sit vanmôre in hierdie kerk, en ek en jy is vol vlots. Want wie wat sê hy vir ons? As jy 1 Johannes 4 vers 8 opsit vir my, 1 Johannes 4 vers 8, as jy dit op sê, wat sê hy vir ons? En dit is wat vir my so kernbelangrik is. Hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Maar hoor wat sê hy? Want God is liefde. Amen. Johannes 13 vers 35. Hy sê, want hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Sit op ons op. 13 vers 35. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Hier die ander vertaling, die boodskap sê, hy sê dit skree uit dat die mense sal weet julle is my disippels, omdat julle liefde onder mekaar het. En dit is gehoorsaamheid. Al wat ons bring op die punte wat ek nou met u gedeel het, is om gehoorsaam te wees in dit wat God wil hê. Die mens kan maklik sê, ek sal dit doen, maar die ware toets lê daarin, doen ek en jy dit werklik? En ek meen, daar is 'n gesegde van die mans wat altyd spot, ek weet nie hoekom my vrou aanhoudend vir my sê, ek moet dit doen nie, ek sal dit doen. Dit vat net partykeer 6 maande voor ek dit doen. En dit is maar 'n tendens wat by almal is, dit die mans, jy moet maar, dis kom sport ook, kyk weer net. Want hulle sê, man kan nie lank onthou, dis kom die sport weer herhaling nie, kyk weer wat gebeur het. En dieselfde met die vrou, hulle moet net weer sê, dat hulle die man kan verstaan, en gaan doen wat hy wil. En dit is hoekom dit so belangrik is vanmôre, dat daar is 'n beginsel wat ek en jy, in hierdie gedeelte van Matteus 21, vanaf vers 28 op 32, in hierdie verhaal moet leer. Dis 'n kort verhaal hierdie. Dis maar 'n baie sterk boodskap. En hierdie boodskap is van so 'n aard dat kinders dit kan verstaan, maar ook 'n diepte dat groot mense hulle geestelikheid daarin kan meet en kan verstaan. En daarom is dit nodig dat ek en jy vanmôre sal kyk, hand in eie boesem steek en sê, Here, waar skiet ek tekort? Is wat ek vir jou vanmôre nou gesê, as God so getrou moet wees as wat ek en jy getrou is, sal ons dit maak? Is die wêreld nie in die toestand wat hy is, omdat ons dit nie die Here eerbiedig en aanbid soos hy nie? Jesus gebruik hierdie hele verhaal, gelykenis, om te toon dat ek en jy sy koninkryk moet eerbiedig, en dit wat ons sê, ons ja moet ons ja wees, en ons nee moet ons nee, en dat die koninkryk van God nie oopgaan op diegene wat net sê hulle glo nie. Deur net te glo, maak nie die koninkryk van God oop nie. Daar's iets wat ek moet doen. Hy sê vir ons in Handelinge 2 vers 38, bekeer jou en laat jou doop, en alhoewel daar moet 'n aksie wees, omdat jy geloof gekom het, en dan moet jy iets doen. Ons moet nie verward raak met geloof en gehoorsaamheid nie. En ek wil dit kardineel vanmôre sê, daar's 'n groot verskil tussen geloof en gehoorsaamheid. Dit is nie dieselfde nie. Want hoekom sal ek vir jou so sê? Ek lees dit in Jakobus 2 vers 19. Hy sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook. En hulle sidder.
Met ander woorde, die duiwel glo ook in God. Maar hy sidder, want hy weet wat is sy uitbestemming. So geloof is nie noodwendig gehoorsaamheid nie. Wat ons in Matteus 7 vers 21 sê, hulle wat die wil van my Vader doen. Sit ons weer Matteus 7 vers 21 op. Hulle wat die wil van my Vader doen. Met ander woorde, ek glo in God en ek gaan doen wat hy vir my sê. En ons wat ouers is, wat kinders het, weet, jou kinders het pak slaag gekry omdat hulle nie gehoor het nie. Is dit reg? Omdat hulle ongehoorsaam was. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan nie. Die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou wanneer jy die wil van God begin doen, die dag die besluit dat ek word 'n kind van die Here. Die dag dat ek besluit ek gee my lewe vir die Here. Die daaiselfde gedeelte kom in die boodskap, die ander vertaling. Hy sê jy is oortuig daarvan dat daar net een God is. Dit is ook so, maar die soort geloof red 'n mens nie noodwendig nie. Die duiwels is ook oortuig dat God bestaan en al wat dit aan hulle doen is dat hulle aan die bewe raak wanneer hulle dit sê. Dan word die duiwel glo ook. Maar dit is hoekom ek sê gehoorsaamheid en geloof is twee verskillende goeders. Ek moet my gehoorsaamheid vat en ek moet in geloof doen wat my gesê word. Wat ek glo. Nou sê ons Romeine 10 vers 17, hy sê geloof kom deur die gehoor. Met ander woorde wat ons vanmôre praat, kom na geloof deur dit wat ons hoor. In die 14de vers B gedeelte sê, sit vir ons Romeine 10 vers 14 op. Die B gedeelte, hoor wat sê hy vir ons, Romeine 10 vers 14. Hy sê, hoe kan hulle dan al aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Met ander woorde, wat sê, ons moet uitgaan vir mense gaan vertel. Pastor Koos van die Bybelkollege het altyd gesê, as die Bybelkollege afsluit, gaan vertel. Met ander woorde, daar kom hy in Matteus 28 vers 19. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Gaan dan heen en maak disippels, en ek gaan nou 'n bietjie daaraan net vanaf raak. En dit is wat baie belangrik, toe Jesus met die skrifgeleerdes en fariseërs gepraat het, was die wêreld van daardie tyd gevul met godsdienstige rituele, offers, gebede en openbare vroomheid. Met ander woorde, hulle was sigbaar op die strate, hierdie skrifgeleerdes, die fariseërs. Hulle het mooi klere gedra, 3 keer 'n dag op die straathoeke gestaan en gaan bid, laat die mense hulle kon sien. Hulle het gekom, hulle het beweeg waar mense bewus was van hulle, want hulle het nie hulle rug op die gehoor gedraai het nie. Hulle wou gehad die gehoor met hulle sien in plaas van die orkes. En dit is wat hulle was, want hulle wou aansien verdien in plaas om God te verheerlik, om hulle rug te draai op die mense en te doen wat God wou gehad het hulle moet doen, sodat God daardeur verheerlik sal word. En ons leef in 'n tyd wat ons as mens eerder ons eie wiel wil blaas as wat ons God se karakter wil openbaar daar buite. En hierdie gelykenis plaas die soetlig om die verskil tussen voorgee en werklik wees, tussen praat en doen en woorde en dade. En ek wil vanmôre vra, as ons hier uitgaan, kom ons maak die lus nie belofte aan die Here nie. En U sal daar by geleentheid gesê, as die Here iets op jou hart lê, jy gaan nie die Here flous om te sê môre vergeet die Here dan. Sê liewerste, Here, ek wil nie. Moses het die guts gehad. Hy het vir Here gesê, Here, nee, ek stuur my broer Aaron. Die Here het vir Moses gekies, wat hy geweet het, dit is die tuig wat ek vir my geskep het voor die grondleg van die aarde, om hierdie taak te verrig. As God jou gekies het, as God met jou praat, is jy die beste persoon vir daardie taak, wat hy op jou lê om te doen. Hy gaan nie iemand anders te ry. Hy jou karakter, jou temperament, alles, het hy in plek gesit, sodat jy daardie taak gaan verrig, wat hy kan weet, jy is die regte persoon vir dit.
En dit is hoekom met jou praat, God maak nie foute. Hy dalk 'n sin vir humor as ons kyk na party van ons. Ek vertel graag een, maar ek dink die mense wat laat by en weet dit. Ek was saam met een van die dat in die weermag was in 73, saam met 'n ouetjie in die weermag wat saam met my vrou op skool was. En ons het saam Pretoria in die weermag, ons saam steen nog by gekuier. Hy sê vir my, Kierie, het Lorraine nog vir jou geglimlag die eerste dag toe ek dit sy sien. Ek sê, ja, maar ek dink so. Maar ons was baie verlief. Ek sê, hoekom? Hy sê, wat ek hom my byna doodgelag het toe ek jou eers keer sien. So dis maar die Here het op ons simpel humor. Maar ons like, nee. Maar dit wat ek vanmôre wil sê, ons moet nie kom by 'n plek waar ons net praat oor dinge nie. Ons kan maklik 'n stywer in die arm wees. Ons kan maklik mense probeer aktiveer. Maar wat doen ek? Wat doen ek? Want ek is geroep vir 'n taak op hierdie aarde. Inteendeel hierdie wat ons besonder aan, ek is geroep vir hierdie tyd, ek is nie geroep om beveel uit te blaker vir mense voorstel te maak hoe hulle doen. Jy is hier en ek is hier, want God het ons geroep met 'n spesifieke taak. En die verskil is ons wil die koninkryk van God uitbrei. Matteus 21 ook met Jesus se intog in Jerusalem en ek het met daaroor praat. En hulle roep hom as die seun van Dawid, net om later te sê kruisig hom. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, baie keer as ek en jy nie doen wat die Here vir ons sê, dan is ek en jy besig om te kruisig. Ons sing hier so in die kerk, Hosanna die seun van Dawid. Ons prys en ons maak hom groot, maar daar buite is ons stoepstil. Daar buite kruisig ons hom. As mense iets lelik sê, dan bly ons stil. Ons verdwyn net soos mis vir die son. Want ek wil nie in die geselskap betrokke word, terwyl ek my rug moet sterk maak, en sê, weet dit werk nie so nie. En dat ek julle vanmôre sê, die mense is meer geskok, as jy jou stem dik maak, in so'n situasie, as wat jy dink. Jare terug, toe ek nog projekte gewerk het, en die Here ernstig my vraag, ruis om te busy werk toe. En ek weet, ek werk saam met pragtige mense, wat hard werk, jy kan op hulle staat maak, in die groep van my, maar hulle was Filistyne. Nou sit ek in die bus, en ek weet, ek moet vir hierdie mense sê, ek het Sondag my hart vir die Here gegee. En ek kan maar klaar vir my uitwerk, wat hierdie twee spesifieke persone sê, my vrou het wat ek vir hierdie twee persone moet sê, want hulle was my regterhande gewees. Hulle is uitgesproke, maak nie saak wat. Toe na die werk kom, toe sê ek moet julle iets deel. Sê, was het? Ek sê, nee, ek het gister my hart weer vir die Here gegee, dus dat die Here weet te volg. Enigste kommentaar, dit is nice. As enige iemand anders het het my gesê, het ek het verwacht. Maar nie uit daai twee mense se mond uit. Nie uit hulle was meer verras, as wat ek gedink het dit gaan wees. En daar het ek geleer, partykeer moet jy net jou stem laat verhef. Jy moet net van mense reguit sê, waar jy staan met die ding. Mense het respek daarvoor. En ons het partykeer dan draai ons in die loopwerk, en dan word ons in die spottak van die samelewing, in plaas dat ons die sout van die aarde is. Dit is so belangrik, hy sê vir ons in Matteus, die 13de hoofstuk, hoofstuk 5, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die lewe. In hoofstuk 5, ek dink 12 en 13, vers 12 en 13, 14 daai gedeelte. En dit is hoekom dit belangrik is vanmôre, dat ek en jy sal ons stem sal verhef, en die huis van God sal herstel, deurdat ons ja is, as ons vir die Here iets beloof het, dat ons dit sal doen. En hierdie godsdienstige leiers, hulle het woedend geraak, omdat Jesus hulle vra oor die doop van Johannes, want die gesprek wat daar omgegaan het, is as hulle sê, want hulle vra weer, wat 'n wonderwerk maak, doen jy hierdie dinge? En as hy gesê, maar dit is uit die hemel uit, dan moes hulle Johannes geglo het, want Johannes het gedoop. En hulle wou nie dit geglo het, hulle wou sê, nee, maar Johannes het dit uit sy eie gedoen. En as hulle gesê, dit is uit Johannes uit, het die mense hulle rug op hulle gedraai. So hulle was in 'n
catch-22 situasie. En Jesus het dit geweet, dis kom hy met 'n teenvraag kom. Van julle, waar is julle? Waar kom hierdie krag vandaan? Van wat Johannes mee doop. As ons sê uit die hemel uit, dan moet hulle Johannes glo. As hulle sê dit net uit Johannes uit, dan gaan hulle ongewild raak, want die mense was baie erg oor Johannes die Doper. En Jesus antwoord nie direk nie, daarom dat hy die vraag van hom vra. Wat hy vra, wat oor die doop. En eintlik al wat dit was 'n geestelike spieël wat hy voorgehou het en sê kyk na jou eie lewe. Kyk in jou eie lewe. Ek wil hê jy moet vanmiddag huis toe gaan. Dan gaan kyk jy in jou spieël in die badkamer of waar ook al. En as jy na die spieël kyk, as jy die Bybel op jou voor het, dan lees jy 1 Petrus. Ek is 1 Petrus 1 vers 9. 1 Petrus 2 vers 9. Kyk van 1 Petrus 1 vers 9. Petrus 2 vers 9. Hy was binne op wat die Bybel gesteer. Petrus 2 vers 9. Dan kyk jy, dan lees jy daai gedeelte terwyl jy speel kyk. Maar jy, sê julle, is 'n uitverkore geslag, koninklike priesterdom, 'n heilige volk, volgens eindelijk gekry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis roep, tot sy wonderbare lig. Dis kom ek gestel met die volgende, om jou uit die duisternis uit te haal, sodat jy weer priesters en koning kan maak. Amen. Dat jy in sy koninkryk kan functioneer. Maar met wat? Met respek, met krag en autoriteit. As dit 3 sê, ons regeer vanuit 'n oorwinningsposisie. Met ander woorde, ons het klaar die oorwinning gekry. En ons moet daardie oorwinning moet ons uitleef. En dit is die speel wat Jesus van hulle voorgehou het. Dat hulle kan kyk hoe hulle self kry. Die gelykenis van dis nie oor bloed van 2 individue nie, maar dit gaan eerder hier oor 2 reaksies in plaas van 'n persoon wat ja sê en nie doen nie, en 'n persoon wat nee sê en wel doen. Daaroor dit gaan oor die reaksie. En as ons gaan kyk na die wingerd wat hy self sê, wingerd van werk, dan gaan lees ons in Jesaja 5 vers 1 tot 7. Hy sê ek het 'n wingerd vir my voorberei en verwys na sy volk Israel wat die wingerd is. Hy sê ek het 'n wingerd voorberei. Ek het hom skoon gemaak. Ek het die beste note ingesit. Ek het alles ingesit wat ek kon. Ek het die beste ingeplant en die saad daar ingesit. Hy sê en wat het ek gekry? Ek het wilde druiwe gekry, suurdruiwe sê hy, het ek gekry. Met ander woorde, hy verwys na Israel. Hy sê ek het alles vir Israel gedoen. Ek het alles vir Israel gegee. En tog kyk net wat kry ek? Kry net suurdruiwe van hulle. Ek kry nie commitment. Ek kry nie mense wat sê ek sal gaan en dan werk ek gaan nie. Ek kry mense wat sê ek sal gaan maar dan draai hulle rug op my. En dit is wat op Golgotha ook gebeur het. 12 disippels wat saam met hom wat pad saam met hom geloop het vir 33 jaar wat die wonderwerke aanskou. Hoe siekes gesond word, dowes hoor, blindes sien, krepeles loop, die dooies opgewek word. En na sien ons by die kruis staan maar net die een Johannes, Johannes die een disipel. Die res kruip weg, die res is weg. En eers toe Jesus opgestaan het, verskyn hy aan die 12 eers. Is dit nie maar ons skuld dan nie? Dat die Here soek ons partykeer vir 'n taak. Wie sal ek stuur en wie sal my gaan? Kom hy in Jesaja. En Jesaja sê, Here, ek is 'n man onrein van lippe. En ek woon onder 'n volk wat onrein is. Maar hy is gewillig om te gaan. Toe sy lippe aangeraak word met die kool van die altaar. En dit is vanmorgen wat belangrik is, dat dit wat ons sê, dat het rein sal wees, dat het suiwer sal wees. Mense, ek wil vir jou vanmorgen sê, daar kom tye in ons lewe wat ons 'n stand moet neem. Al verloor ons die geveg,
Kom ons herstel dit so, en ek gebruik graag hierdie aanloop altyd. As partykeer wat ons reg is, maar dat ons wel verloor. As jy hier afraai, en jy kom met die robot, en hy is vir jou groen, is jy reg, jy kan ry. As hy van boven met die grootste kom, en hy jaag met die rooi robot, en hy ry jou dood aan. Jy was reg, maar nou is jy dood reg. Dis nie wat hulle doen. Dis wat ek sê, partykeer moet ons maar ons rug styf maak. Partykeer die pak slaap van wat ons pad kom. Want die wêreld gaan dit vir ons, en hulle gaan dit vir ons doen. En ek moet môre sê, dank die Here dat ons die voorreg het om in die huis van die Here te kan wees met die woord wat ons gaan spreek. Daarom wil ek môre vir jou bemoedig en sê, kom dat ek en jy môre op 'n plek kom. Dat ons gaan sê, Here, ek wil nie net ja sê omdat dit die meerderheid van mense ja sê. Ek wil ja sê omdat ek die werklik waar lief het. En dit is wat ek baie keer as spot en as ek het nie aan my skoonma gevra my vrou te kry. Never ever. Ek het sonder nog so daar gesit want dis kom op die dag hier afgestaan. Maar ek het my stand gestaan. Ek geweet sekere plek met my onderwerp, my gesag, my werk, as ek my vrou wil hê. Dit was nie altyd lekker nie. Al as jy die eerste kar koop en jy skoonmaas aanstaan, skoonmaas sê, jy klomp glad in my kar staan. En ry maar al een rond, want jy wil graag goed ry. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, die Here toets ons baie keer opsigte. En as ons nie ons rug op die gehoor gaan draai, as ons populisties wil wees, so die wêreld ons kan aanvaar, wat ek vanmorgen vir jou sê, ek en jy het 'n probleem. Mense is maklik om vir ek en jy as kind van die Here, ons te probeer uithaal, te sê, want julle is sarkastig nou kinders van die Here, maar wat is julle woorde dan? Is jou woord jou eer vanmorgen? Is jou ja? As die Here vir jou vra, vir my vra vanmorgen, sal jy gaan, wat sal my antwoord wees? En ek dink daardie vraag is as terwyl ons die tafel gaan bedoel, moet ons onsself konfronteer vanmorgen waar ek vraag. En sê, Here, ek weet, baie keer val ek hier. Want ek moet vanmorgen sê, hy sê die woord van die Here, voorwaar ek sê vir julle, dat die tollenaars en die prostituie julle vooruit gaan in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die prostituie het hom geglo. En julle, toe julle dit gesien het ook daarna geen berou gehad. En dit is waaroor het gaan. Hy praat met volk bestaan. Hy sê, ek is in julle midde, ek loop onder julle. Julle prys my, julle sing hoe slang, julle maak my naam groot op die stad inkom. En net 7 dae later sê julle, kruisig hom. En dit is wat ons doen, ons sit hier so, ons maak die naam van die Here groot, dan gaan ons uit, dan kruisig ons hom. Hoekom? Want ons woorde en ons dade synkroniseer nie. Dit is nie in harmonie nie. In ander woorde, daar as ek vir iemand, en wat ek vir nou vanmorgen is op, wat ek vir u vanmorgen sê. Ek sê nie, jy moet arm, lastig, salig wees nie. Want partykeer is ons so brimpagtig, dat die duiwel gaan met ons visvang. Dis ook wat ek sê, nog ek kon nie visvang nie. Dan was daar net een brimp oor gewees. So, ek en jy kan nie arm lastig wees, ons moet sterk staan, ons moet ons ruggraat sterk maak, en vir die mense wat verstaan, ek is 'n kind van die Here. En wat ek sê, al is dit partykeer dat ek te kort gaan skiet, dat ek weet, dit is die waarheid wat ek sê. Dat niemand kan terugkeer en sê, maar jy het nie die waarheid gepraat nie. En dit is gewoon die beste om altyd in die woord van die Here te praat, en dat ons kan weet wat die Here sê, ons sê. Hier is 2 dinge te sprake, 'n opdrag en 'n reaksie. Wat ek vanmorgen met u gedeel het. Daar was 'n opdrag en daar was 'n reaksie. Nou die Bybel, ek wil daardie gedeelte ook vat.
by Matteus 28. Daar was 'n opdrag, gaan dan heen. Daar was aksie, met ander woorde werke plaasgevind het. Gaan werk in die wingerd. Dan sê hy, gaan dan heen en maak disippels, met ander woorde, daar's aksie. En dit is wat ek en jy moet doen. Ons moet hierdie aksie ook neem. Ons daar's 'n opdrag vir ek en jou, en ons moet aksie neem. En die vraag vanmôre is, wat gaan ek en jy doen? Gaan ons sê, Here, ja, ek gaan uit, en dan besluit later, ek sal wel later, ek gaan nie. As die Here nou vir jou opdrag gee, dan is die opdrag vlug nou, dit is nie vir volgende week. Dit is vir nou. Want as dit vir volgende week was, sal die Here dit volgende week vir jou gegee. So ek wil vanmôre afsluit deur te sê, mag ons ja wees. En mag ons nee wees. En mag ons, as ons sê ja Here, dat ons dit wel sal doen, dat ons antwoord, ons dade sal uitdra. Dat as ons met iemand praat, en iemand het saam my mentorgroep wat vorige keer saam my was, dan vra ons te beleid gaan, dat hulle sal voor môreoggend opstaan, sal hulle 'n antwoord kry van dit wat hulle vra. En laat in die nag het ons partykeer nog, dan stuur ek vir hulle WhatsApp, dat ek antwoorde gaan soek. Wat ons ja. Dit wat jy beloof het, moet jy doen. En of hulle dan slaap, dis hulle saak, dis nie my saak nie, ek het beloof. En as hulle dan slaap, kry hulle dan vars nuus môreoggend. Maar dis wat ek môre vir jou wil sê, dat ek en jy moet seker maak, as die Here ons vra om te doen, ons doen dit nie vir mekaar nie, luister mooi, ons doen dit nie vir mekaar, ons doen dit vir die koninkryk van God. En my begeerte is dat hierdie kerk, Akana Gemeenskapskerk, dat ons oor 'n jaar of 6 maande van nou, ek weet is nou eksamentyd, na hierdie kerk gebou sal kyk, en daarmee is 'n plek sal wees nie, omdat ons almal wat hier is, gesê, Here, ek sal in die wingerd gaan werk, en dit wel doen. Amen. Tot sover. Here, wat 'n voorreg het ons vanmôre, Here, om rondom u woord te kon gesit het, Here. En Here, daaroor kon nagedink het. Here, hierdie antwoorde van hierdie jong manne was kommerwekkend in die een opsig, maar opgewonde aan die ander kant. Here, en ek wil môre sê, Here, ek sien daardie een wat berou gehad het en ingegaan het. En die woord wat hulle daarvoor gebruik is metanoia, wat beteken om gehoorsaam te wees en berou te hê, Here. Dit is dieselfde as bekering om jou gedagte te verander. Noia om jou gedagte te verander, Here. En daarom wil ek vanmôre vra, Here, dat ons ook ons gedagtes sal verander. Sodat ons dit wat U vir ons sê, dat ons dit sal in ons eie maak. Here, dat ons mekaar sal bemoedig, mekaar sal ondersteun, Here. En Here, waar die een swaar kry, dat ons onder mekaar se arm sal intrek en hulle sal optel, Here, sodat ons hierdie koninkryk van U kan uitbrei. Daarom vra ek, Here, dat U hierdie woord sal seën elke hart, Here, sodat U ook die naprediker van hierdie woord sal wees en dat U elke lewe sal aanraak wat hierdie woord vanmôre vat en dit hulle eie maak. Ek vra dit jou verdiening aan die kosbare naam van Jesus Christus en ek sê vir U dank daarvoor. Amen. Baie dankie Pastor Willem, die Here seën jou. Baie dankie Pastor Kiewit vir die woord van môre. 'n Kosbare woord van die Here sê, daar moet elke dag vernuwing in ons gees wees. Daar moet 'n verandering wees. Ons dank die Here ook dat ons sy woord mag ontvang vanmôre en dat ons ook kan luister wat die Here deur sy woord met ons elkeen praat. Want dit is nodig dat ons elkeen ook sal bereid wees om die werke van die Here te doen. En as die Here vir ons elkeen stuur, dat ons gehoorsaam sal wees
om te gaan waartoe hy ons stuur. Vanmôre weer vir my voorreg om die tafel te mag bedien. En ek sit vanmôre daar in die stoel, sit ek so en dink, dat hierdie tafel nie net 'n tradisie elke maand moet wees nie. Dat dit nie net 'n gewoonte moet wees om elke maand maar die eerste Sondag van die maand nagmaal te gebruik en maar net te voel ja, ons het nagmaal gebruik. Ons moet regtig vanmôre as gemeentelede en bedienaars van die woord vanmôre die erns van hierdie tafel besef. Dit is 'n tafel wat Jesus vir ons elkeen gegee het. Waar hy vir u en vir my sondes in die kruis van Golgotha gesterf het. Waar hy vir ons elkeen ingetree het by die Hemelse Vader. Vir ons swakheid as mens. Wil hy vanmôre deur die gebruik van die tafel vir elkeen die oorwinning en die belofte gee van die ewige lewe. Die verlossing. Dat ons kan sê, Here, hier is ons vanmôre. As swak mense, as sondige mense, as mense wat stikkend is, Here. Maar vanmôre weet ons, as ons hierdie tafel gebruik, bring ons vir u al die lof en die eer en die prys daarvoor. Dat ons ook as ons hier kan uitgaan, as 'n vernuwende mens hier sal uitgaan. Dat ons ook vir die Here al die lof en die eer daardeur sal gee. Kan die twee persone wat ek gevra het om asseblief te kom help met die tafel voor in die toekoms. Kom ons vergeet 'n oomblik wat buite besig is om te gebeur. Kom ons bring hierdie tyd wat ons vanmôre het vir die Here Jesus Christus, want hy alleen is waardig om aanbid te word. Ek lees vir die paar skrifgedeeltes voor uit Johannes 6 vanaf vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Dit is die brood wat in die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat in die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Dit is vanmôre, geliefdes, die belofte van die Here Jesus Christus, dat elkeen wat van hierdie brood eet, die ewige lewe sal ontvang. Dis die belofte wat die Here vir u en vir my vanmôre gee. Eet van hierdie vlees van my, en julle sal die ewige lewe ontvang. En dit is nie te sê dat ons aan in sonde verder kan lewe nie, want ons mag dit nie doen nie. Ons moet tot eer van God vanmôre hierdie nagmaal gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid hier saam met ons. Vanmôre dank ons dat ons vanmôre weer hierdie tafel mag gebruik, Here. Dat ons vanmôre, Here, weer by hierdie tafel mag aansit, Here, en die brood en die sap mag nuttig. Dat hierdie tafel, Here Jesus Christus se tafel is waar hy ook aan die kruis van Golgotha vir ons elkeen gesterf het. Ons ingetree het by ons Hemelse Vader vir die vergifnis van sondes.
dit op hom geneem het, en dat ons vanmôre met 'n dankbare hart ook vanmôre hierdie tafel in U kan opdra. Ons vanmôre in nederigheid voor U kan stil staan en vir U vra, Here, seën ons asseblief elkeen vanmôre met die gebruik van die nagmaal. En dankie ook dat ons, Here, U seëning en U beloftes mag ontvang. Vra vanmôre vergifnis vir al ons sondes en swakhede as mens. Maar ons dankie ook, Here Jesus, vir die oorwinning wat U vir ons gee, dat ons, Here, ook so in U genade mag wees. En ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus naam Here. Amen. Hierdie is nie die tafel van die gemeentes van Christus nie, hierdie is die tafel van die Here Jesus Christus. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtes. Ek gaan vir u vra as die brood by jou kom, dat jy net 'n stukkie sal neem asseblief, en dan net sal wag, want die Here sê in 1 Korintiërs 11 vers 33, wag vir mekaar in die eetsaal. The truth becomes so bright in the light. I can't wait till the world sees you. In your precious name, you're still the same. Yesterday, tomorrow, this day. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Amen. Declaring this aloud, without a doubt, we're heading for the final countdown. Preparing him a bride, set aside, his cup will overflow with new wine. Light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the So dikwels, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, as julle hierdie brood in hierdie beker drink, kondig julle die dood van die Here Jesus tot hy kom. Ek wil graag vir vanmôre vra, die wat wil van die beker wil gebruik maak, sal jy asseblief jou hand opsteek, as sal jy bedien word met die beker. En die kelkies, as jy klaar die kelkies gebruik het, sal jy asseblief dit net na die kant toe stuur, dat dit van agteraf opgeneem word. En as jy sal by jy kom, mag jy maar stil raak. Die Here dank vir sy tafel, en vir die voorreg wat ons vanmôre weer elkeen het, om deel te hê aan mag hierdie Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Amen. Countdown,
Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed be the Lord our God, Messiah, Yeshua, Messiah, Father and the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah. So dalk van iemand wat oorgeslaan is met die sap of met die beker, eintlik seën. Mag die Here sy genade aan u elkeen bewys. Mag die Here u elkeen se ingang en uitgang bewaar. Mag die Here voor die uitgang net baie gelyk maak. Ek gaan vir pastoor Lorraine vra asseblief vir ons nagmaal te bedank. Onse God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die genade. Dankie vir die offer wat U bereid was om te bring. Here, vir ons as